vanmôre met die gesels oor die hemel as 'n goddelike geskenk. Wie van ons wil hemel toe gaan? Kom, ek dink die een van ons wat nie wil gaan nie, nee. Nee, maar natuurlijk moet ons daar wees. Ons wil daar wees. Ons moet daar wees. Want as ons nie daar is, dan sit op heeltemal 'n ander plek, want dit glad nie lekker daar is. Ek wil daar wees, waar my Vader is. Waar my hemelse Vader is. Die gemeenskap van die verlostes in die hemel sal alle volke en alle tale verteenwoordig. Hulle sal dit uitsluitlik aan die offer van Jesus Christus te danke hê. Want Jesus Christus is ons verlosser. Hy het gekom om vir ons te sterf. En deurdat hy vir ons gesterf het, het hy weer vir ons opgestaan. En hy het die dood oorwin. Dan kom ons ook aan sê in Korintiërs ook, hy sê, dood, waar is jou aanval? Want ons het 'n hoop. Hebreërs 11. Dit is iets wat ons kan dit nie sien. Dit is nog nie 'n werklikheid, maar dit is 'n ding wat ons vir onsself vat. En ek sê, my definisie van dit is, ek het dit voordat ek dit het. Soek jy die kinders? Daar is die kindertjies, daar is die tannie, die sonderskool tannie, julle kan gaan. Hy loop met 'n groot bottel rond daar. Die mens dors is die dors. Hulle sal ook deel hê aan die goddelike lewe en volmaakte gemeenskap met God, vir ewig vry van lyding en die dood. Ons kry vandag swaar. Hoor wat ek vir jou sê. Ons kry vandag swaar. Ons het pyne en skete en ons is in 'n vleeslike liggaam en vasgevang, waar dit nie altyd lekker is nie. Ons is in die vlees en ons doen die dinge van die vlees. Dit is hoe dit is, dit is hoe dit werk en dit en vanmiddag en vanaand, dan vra ons Here, asseblief vergewe ons weer vir al hierdie gemors wat ons aangejaag het, asseblief in die naam van Jesus Christus. Ons vra dit, en ons loop met pyne, en ons loop met smarte, en ons loop met bekommernisse en die goed, maar weet verseker, die geskenk wat ons gaan kry, gaan 'n volmaakte geskenk wees. Met ander woorde, die wat dit gaan maak hemel toe. En ek praat van in die koninkryk van God, nee, gaan die perfekte lewe lei. Daar gaan nie pyne wees nie, daar gaan nie bekommernisse wees nie. Ons gaan net juig en jubel elke oomblik vir ewig en vir ewig. Dit is wat lekker gaan wees. Om God se glorie te kan aanskou, en die glorie van God is so toereikend en wyd versprei, wat ons as mens dit nie kan verstaan. Ons kan nie daai in ons gedagtes, kan ons nie die omvang van God se heerlikheid, ons kan dit nie eers beskryf, maar ons gaan dit ondervind. Kom ons kyk, die hemel as 'n goddelike geskenk, Romeine 6 vers 23. Hy sê, want die loon van die sonde is dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Onthou, jy kan nie na die Vader toe gaan as jy nie deur Jesus Christus gaan. Jy kan, Jesus sê self, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand sal na die Vader gaan, behalwe deur my. Goddelike voorbereidings vir gelowiges word in die hemel gemaak. Kom ons kyk Johannes 14 vers 2. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Dit is Jesus wat hier so praat. Hy sê, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek weet dit al. Ek het dit gesien, daar's baie wonings. Ek weet dit. Daar's baie wonings. Nou gee vir hulle, nou gee vir ons, vir hy daar met sy disippels gepraat, maar nou gee vir ons 'n versekering gesê, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Hy sê, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Okay? Die verlostes kom
in die hemel kom met alle volke. Dit is die definisie wat ek nou wat ek gelees het toe ek begin het. Openbaring 7 vers 9 tot 10. Kom ons kyk. Hy sê, na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Ons kan nou vandag kom, sê maar, ek praat nie dieselfde taal as jy. So, jy is nie welkom hier by my. Weet jy wat, jy lyk nie dieselfde as ek nie. Jy ryk nie dieselfde as ek. Ons maak daai verskil tussen verskillende volke, tale en nasies. Ons as mens doen dit. Want ons wil by ons eie, as ek dit so kan sê, ons eie etniese groepe bly. En ons wil nie kom met ander mense van ander rasse en ander klere, ek praat oor die algemeen, ek weet dit is nou nie hierso nie, en ander geure, en so wil ons nie meer te doen nie. Een van my vriende wat ek het in Tosca, daar so Kobus Kiete, is hy sal om sy lewe nie met 'n Chinees of 'n Japanees sal hy besigheid doen. As hy daar so inkom by die plek en ek sien daar is 'n Chinaman, dan wip hy om sommer sy bloed goed by. Dit is so, en baie van ons as mens is so. Die ding is net, as ons werklik waar tot wedergeboorte kom, dan begin daar 'n verandering binne in ons plaasvind met die Gees van God, want is hy wat ons verander. Dan sê ons, kan ons daar sê, uit alle nasies, uit alle stamme, uit alle volke en uit alle tale. En hulle het gaan staan voor die troon van die lam, gekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Terwyl ons nog in die vlees is ons vol nitty-gritty goed, en vol issues, en vol dinge, en vol draadwerk. Maar eendag sal ons die perfekte persoon wees, wat voor God kan ontstaan in sy heerlikheid, ons aangesig en neerbuig na hom toe. Hy sê die verlossers het hulle plek in die hemel uitsluitlik aan Jesus Christus te danke. Nou, om 'n mens se klere in die bloed van die lam te was, simboliseer reiniging deur die offer van Jesus Christus. Hoor julle wat ek daar sê? Dit is 'n aanleiding van Openbaring 7 vers 10. Het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. As ons 'n bietjie verder gaan lees, gaan ons sien, is die lam, Jesus Christus, se bloed het my en jou skoon gemaak. Al was jy so rooi soos bloed, skarlaken, jy sal wit wees soos sneeu, die skoonste sneeu. Jy is skoon gewas deur die bloed van die lam. Die verlossers word met Jesus Christus geïdentifiseer. Kom ons kyk, hy sê Lukas 12 vers 8, hy sê, en ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. Van wie praat hy dan? Praat van Jesus Christus. Die seun van die mens ook bely voor die engele. Ons kan nie toelaat dat mense na ons kyk en vir ons sê, hy is die werklik, is jy wedergeboorte van die Here, dit lyk nie so. Ek weet ons het issues, ek weet ons het ons bloedgroep uitwip, en ek weet ons maak droog baie keer, vele kere, op 'n dag in elk geval, maar ons kan skoon gewas is voor die heilige van God gaan staan.
Gelowiges besit die gesinsgelijkvormigheid aan Jesus Christus. Gesinsgelijkvormigheid, kom ek sê vir julle wat dit beteken, is 1 Korintiërs 15 vers 49. Gesinsgelijkvormigheid is, ek en Antoinette is 35 jaar getroud, en ons begin al hoe meer soos mekaar praat. Kom, hoor julle wat ek sê? Mense wat, en die kinders, die kinders praat ook al soos ons. My kinders het gepraat soos ek gepraat het, ek hoop julle praat nog soos wat ek gepraat het, ek praat een bietjie anders, nadat ek tot wedergeboorte gekom het. Hy sê, en soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemele dra. Die ding werk so, as jy die aard as jy op die aardse beeld is, soos wat ons nou is, maar daar moet 'n verskil wees tussen die ons aardse en vleeslike natuur as 'n wedergebore kind van die Here teenoor die wêreldse siening van die vlees. Ek en jy kan nie doen wat ons wil nie. Ons kan doen wat ons moet doen. En waar sien ons dit? Ons sien dit in die woord van die Here. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemele dra. Gelowiges deel ook in 'n goddelike lewe. Kom ons kyk 2 Petrus 1 vers 4. Hy sê, waardeur hy ons die grootste en die kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van wat? Van die goddelike natuur. Dit is waarvoor ons moet strewe. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikhede in die wêreld is, jou vlees moet jy af hê. Dit is die punt. Jou vlees moet jy af hê. Gelowiges op aarde met die wederkoms sal na die hemel opgeneem word. Onthou waarvan ek praat. Waarvan praat ons oor? Waarvan praat ons oor? Ja, die hemel as 'n goddelike geskenk. Mense dink julle vir een oomblik ek en jy verdien om in die hemel te wees. Daar's nie manier nie. Ons verdien dit nie. Ons kan dit nie verdien nie. Maar dit is deur God se genade, deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het, wat ons in die hemel sal kan inkom. En ja, ons kom tot wedergeboorte, en ja, ons maak foute, ja, ons lieg vir mekaar, ja, ons word kwaad vir mekaar, en ja, ons slaan mekaar partykeer. Ek het nog baie lank as iemand geslaan het, ek moet ook doen dit so. Maar dit is dinge wat gebeur het. En ons slaan mekaar dood met die mond. Ons sê mekaar sleg, ons skink. Dit is dinge wat die Here nie wil hê. Hy sê, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat die begeerlikhede van die wêreld is. Openbaring 11 vers 12. Hy sê, en hulle het 'n groot stem vanuit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hulle vyande het hulle aanskou. Ons sal met Jesus se wederkoms sal ons opvaar en saam met hom na die hemelse plek toe gaan. Dan sê ek vir jou op in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, gelowiges wat op die aarde lewe wanneer Jesus Christus terugkom, sal nie die dood ervaar. Want die woord van die Here sê vir ons, ons sal reguit hemel toe geneem word, want ons liggame gaan in 'n oogwink verander. Baie van ons gaan sterf, maar net miskien vanmiddag of môre kom Jesus en hy sit sy voete op die Olyfberg.
En vir die wat ons wat lewe, wat wedergebore is, sal in 'n oogwink van gedaante verander en 'n vernuwde liggaam kry. En hy sal in ons saam met die Here wees. Hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basun van God. En die wat in Christus gesterf het, sal heel eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Wat noem 'n mens daai gedeelte? Ons noem dit die weggawe. Ons gaan saam met Jesus Christus weggevoer word. Nou, voorwaardes in die hemel vir verlosters. Kom ons kyk. Daar sal 'n ewigdurende en 'n volmaakte gemeenskap met die Here wees. Openbaring 21 vers 3. Hy sê, en ek moet 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Onthou wat ons nou gelees het. Alle volke, alle stamme, alle nasies, alle tale gaan deel wees van die koninkryk van God in die hemel. Maar dit is my en jou keuse, terwyl ons nog asem, al jy nog asem. Ja, jy moet nie doodgaan of so gebrek aan suurstof kry. Terwyl ons nog asemhaal, kan ons die keuse maak of ons Jesus wil aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker, al dan nie. En soos wat ons hierso sit, dag vir dag, Sondag vir Sondag, wat die woord verkondig word, kan ons nie anders as om te besef, maar luister, ek moet my lewe in orde trek. Want as my lewe nie in orde is nie, sal ek nie die koninkryk van God kan beerwe. Amen. Ons sal dit nie kan beerwe. Hy sê, hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Gaan dit nie amazing wees? Ek sien so uit. Ek sien so uit daarna. Vreugde in die onmiddellike teenwoordigheid van God. Ek en jy kan nie, hoor wat ek weer sê, ek en jy kan nie in God se teenwoordigheid ingaan in ons vleeslike natuur en onverander daarso uitkom nie. Ons kan nie in sy teenwoordigheid wees en nie verander word nie. Dis onmoontlik. Want elke keer as ons in God se teenwoordigheid is, en ek weet die Heilige Gees is met ons en in ons, die parakletos, onthou weer die parakletos beteken, jy word van binne af buite toe gevul met die Heilige Gees en jy word van buite af binne toe vervul met die Heilige Gees. Met ander woorde, dit is binne en buite, dit is oralste om jou. Maar die denke van ons maak dat ons dit geringskat. Ons maak dit enkel baie keer tot niet. Met die dinge wat ons doen, met die dinge wat ons sê, met ons lyfstaal, met goed wat ons doen. Hy sê Psalm 16 vers 1, hy sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede in U regterhand, vir ewig. Wat beteken vir ewig? Dit is vir ewig. Forever and ever. Dit is vir altyd. Dit sal net aanhou en aanhou en aanhou. Ons kry 'n rustigheid. Luister hierso. 2 Tessalonisense 1 vers 5 tot 7. Hy sê, 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Mense, in Suid-Afrika word ons nog nie vervolg vir ons Christendom. Hoor wat ek vir julle sê, 15 jaar terug aan, het Indië en China begin bid vir vervolging in Suid-Afrika. 15 jaar terug aan, het hulle begin bid. Weet julle hoekom?
ons speel woer met ons hemelse Vader. Ons is gemaklik. Kom jy op 'n plek? Kom jy op 'n plek wat jy werklik waar gemartel gaan word of doodgemaak gaan word vir jou geloof in Jesus Christus? Ons is nog nie daar nie. Ons is nog casual. En dit beteken, ek en jy gee sommer 'n klomp keer op 'n dag vir Jesus 'n klap in sy gesig met die dinge wat ons doen. Want ons eer en respekteer nie die lewende God nie. Ons is nog te gemaklik. Ons sit in 'n gemakzone. Hy gesê, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. Vers 7 sê hy, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in openbaring van die Here Jesus en die hemel met sy magtige engele. Dink jy vir een oomblik, jy gaan deur 'n ding gaan wat God wat God vir jou oor jou pad laat kom, wat jy nie kan hanteer nie. Baie van ons sê, ek kan dit nie meer vat nie, ek kan dit nie meer so aanhou nie, ek kan nie meer dit doen nie. Wat sê ons dan eintlik? Ek vertrou nie op die Here nie. Ek glo nie wat God vir my sê, hy sal my nie bokant my vermoë laat versoek nie. En met elke versoeking wat op my pad kom, sal daar 'n antwoord wees en daar sal 'n uitkoms wees. Ek en jy kan nie toelaat dat ons sê, maar ek kan nie meer aanhou nie. Ek het ons sê dit baie. Maar ons kan dit nie toelaat om te sê, maar Here, ek kan dit nie meer vat nie. Ek kan dit nie meer vat nie, want jy gaan dit vat, want hy gee vir jou die krag daarvoor. Daar sal nie meer enige behoefte aan huweliksverhoudings wees nie. Matteus 22 vers 30, ek praat van as ons in die hemel is, luister hierso. Hy sê, want in die opstanding trou hulle alleen, hulle word ook nie die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. Ja, ons gaan nie worry eers oor met wie was ek getroud of so nie. Ek dink ons gaan net bekommerd wees of ons gaan nie worry nie, maar ons gaan net voor God wees. Ons gaan net in sy heerlikheid staan. Ons gaan hom net aanbid elke oomblik van die dag. En ek sluit af vanmôre hierso. Sakkie, jy moet onthou daar as ons nou afsluit. Die hemel is gevul met die lig van God se heerlikheid. Openbaring 21 vers 23. Hy sê, en die ster en die son en die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Hy praat nie van die nuwe Jerusalem, hè? Hoekom nie? Hy sê, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lam. Is dit nie awesome? Is dit nie amazing? Volgende Sondag gaan ons afsluit met hierdie gedeelte. Wat kan ons wegvat vanmôre met dit wat ons oor gepraat het? Wat kan ons wegvat? Jesus Christus het gesterf vir my en vir jou. Hy het sy lewe opgeoffer sodat ek en jy vry kan wees. Want ons is vrygekoop deur die bloed van die Lam. Amen. Maak nie saak wie sê wat. Ons is vrygekoop deur Jesus se bloed. En dank die Here dat hy vir ons sy Heilige Gees gegee het, sodat hy ons raadsman kan wees en sodat hy ons leidsman kan wees. En daar is 'n skrif wat sê, u woord is 'n lamp en 'n lig vir my voete.
En ons moet kyk, daar waar ons stap, dat ons op die regte pad stap. En ek weet ons draai af, partytjie. Ek weet ons draai af. Maar ons moet kom op 'n punt wat ons sê, ek stop nou, ek is nou nie met hierdie ding wat nou besig is om te gebeur, is nie oké. Want ek kan nie hierso deurloop. Want as ek nou hierso begin deurloop, dan gaan ek myself te pletter val. Ek moet kom op 'n punt, plek waar ek oop is en waar die lamp, dit moet 'n spotlight wees, wat hy hierso voor my is, dat ek kan sien, dat ek wil nie struikel, ek wil nie val, ek wil nie my voete teen klippe stamp. Dit is die enigste manier hoe ek en jy kan survive, oorleef, om by God uit te kom. Ons sit ons absolute 1000% vertroue in ons Here Jesus Christus.